Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat hy ons uitgespaar het. Ek vertrou dat u hart vanmôre ook opgewonde is oor die waarheid van God se woord, en die gebed van my hart is dat die Here ons ook ryklik sal saamseën terwyl ons gaan stil staan by hierdie tweede gedeelte oor Jesus se gebed vir jou en vir my. En ons sal sien dis 'n uitvloeisel van die laasweek se boodskappe waar ons gepraat het oor Jesus se gewoonte was om na die sinagoge te gaan en te bid. Ek het vir u gesê dat Johannes 17 is die langste gebed wat opgeteken is van die Here Jesus. Ons kyk na die inhoud, waarvoor het die Here gebid, en dan ook hoe ons vir dieselfde kan bid. U sal onthou, ek het vir u gesê, hierdie gebed is ook vir ons, want Johannes 17:20 sê, maar ek bid nie vir die disippels alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. So as u vanmôre weergebore is hierdie gebed van Jesus vir jou, hierdie gebed is vir my, en ook is die inhoud van hierdie gebed vir my en vir jou om toe te pas, en dan ook op ons beheer te bid, soos die Here Jesus gebid het. Die eerste gedagte het gegaan oor Jesus bid vir die eenheid van sy kerk. Hy bid vir die eenheid onder sy kinders, sodat die wêreld kan glo dat hy die Messias en die redder is. Die tweede gedagte is Jesus bid dat sy kinders sy blydskap volkome in hulle sal hê. Johannes 17 vers 13. Maar nou kom ek na u toe en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Nou vriende, waarom bid Jesus dat die disippels sy blydskap volkome in hulle sal hê? Jy moet onthou, na die Here Jesus aan die kruis gesterf het, was hierdie disippels byna uitmekaar gejaag. Die Here sê, hulle moet in Jerusalem gaan wag op die belofte, toe hy in hierdie tyd na sy opstanding aan hulle verskyn het. Daar was erge verdrukking wat vir hulle voorgelê het, lyding, en hulle sou in tronke gewerp word. Later sou baie van hulle as martelare gesterf het, en nou kom die Here voor hy aan die kruis sterf, en hy sê, luister, daar lê vir julle baie verdrukking voor. Goed wat die Here vir hulle gesê het, wat hulle nie regtig verstaan het op daardie oomblik nie, wat hulle later sou beleef het, en die Heilige Gees sou hulle herinner het aan hierdie woorde van die Here. Wat die Here vir hulle gesê het, luister, ten spyte van wat gebeur, moet julle blydskap volkome in my wees. Julle blydskap moenie wees in die wêreldse dinge, in die veranderende wêreldsomstandighede, in dit wat julle beleef en ervaar nie, want u sien alles verander in ons lewe. Ons gesondheid verander, ons ekonomiese toestand verander in die land, ons verhouding met ons man en vrou, ons kinders verander, met bure en vriende, en ons kan nie ons blydskap vind in hierdie verbygaande dinge nie, in hierdie teleurstellende dinge nie. Wat moet ons doen? Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat ons vir die Here sal vra, Here, dat ons in u volkome blydskap sal hê. Dis presies wat die Here Jesus daar in Johannes 16 vers 33 sê. Dit sê ek vir julle, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Wat die Here maar eenvoudig vir sy apostels hier wil sê is, onthou net een ding, alles verander, ek bly dieselfde. Daardie pragtige liedjie sê, gister, hede, ja vir ewig bly die Heer getrou. Alles wissel, alles verander, Jesus nooit nie, prys sy dierbare naam. En dis waarop ons kan hoop, dat die veranderde Here Jesus vir ons konstante blydskap sal gee, ongeag ons omstandighede. Later sê Paulus in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal verbly julle. U sien, ons blydskap is in die Here, want hy is die onveranderlike. Hy is die getroue God. Hy is die een wat gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde bly. En ons sien dit so mooi geïllustreer in die lewe van die man Habakuk. Habakuk, 'n profeet van die Here. Hy praat in die boek Habakuk oor die veranderende omstandighede, oor die nood van die volk Israel. Hy sien al die dinge wat gebeur en hy vra op 'n stadium, Here, hoor u nie, help u nie. Waarom wil u nie ons te hulp snel nie? En die Here antwoord Habakuk baie duidelik oor wanneer hy die uitkoms gaan gee en hoe Habakuk getrou op hom moet wag, ten spyte van dit wat op die horison besig is om te gebeur. En nou skryf Habakuk aan die einde van hierdie brief. En hy sê daar in Habakuk 3 vers 17 tot 19. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes. Ja, al bly ek nie in die beste huis hier aan die oosterrand nie. Al staan die nuutste Mercedes-Benz nie in my motorhuis nie. Al het ek nie die meeste geld in my bank nie. Al is my gesondheid nie elke dag so goed nie. Al is my kinders nie die soetste in die buurt nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, want die Here is die een wat my sal dra.
en die Here wat vir my blydskap sal gee in hom, en ook in die feit dat hy eendag weer sal kom. Dis wat die Here Jesus voorbid vir sy kerk, dat ons in hom blydskap sal hê, dat ons ten spyte van wat gebeur in die land, en die aanvegtinge teen die kerk, en die opstand teen die waarheid van die woord, dat ons konstant sal weet, die Here hou sy kerk in stand. Vriende, luister, die kerk van die Here Jesus is nie in die moeilikheid nie. Onthou die Bybel, Jesus sê, hy sal self sy kerk bou. Elkeen sal gered word, wat die Here beskik en bepaal, en wat deur die evangelie geraak word, en hulle bekeer tot die Here. Elkeen wat gered is, sal die Here heilig deur die waarheid van sy woord. Dis wat die Bybel vir ons leer. So Here bou self sy kerk, is nie ons wat met pogings en met allerhande goed, tog probeer om 'n paar mense te versamel en dan 'n kerk daar te stel nie. Nee, daarom bid die Here, dat ons blydskap in hom sal wees, omdat hy sy eie kerk bou. Hy voeg daaglik by die gemeente die wat gered is, en dan gaan ons uit, en ons verkondig die evangelie met 'n blye hart, 'n hart vol opgewondenheid, omdat ons weet ons is vrygemaak deur Christus. Ons het die goeie nuus van hierdie verlossing ontvang. En daarom, vriende, kan ons met blydskap lewe. Ons as kinders van die Here moet van die mense wees in die wêreld wat met die mees blymoedigste gees elke dag tegemoet gaan. Want ons weet ons God regeer, hy sit op die troon van die hemel, hy maak van die aarde die voetbank van sy voete, hy beloof ons, hy kom ons weerhaal, daarom verbly julle altyd in die Here. Al loop dinge verkeerd, al is daar miskien siekte by jou, bid, Here, dat u blydskap volkome in my sal wees, want die blydskap in die Here, dit is ons beskutting. Ek wil nog 'n gedagte vanmôre hanteer waarvoor Jesus bid en waarvoor ek en jy kan bid, en wat ons ook in die kerk van die Here Jesus in ons eie lewens moet toepas. Jesus bid dat sy kinders bewaar sal word van die bose. Johannes 17:15. Ek bid nie dat u hulle die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Nou ons weet ons lewe in 'n bose tyd. Vriende, nie net ons regering is boos nie, die skole, universiteite, teologiese skole, predikante, noem dit. Vriende, daar is 'n boosheid in ons tyd wat ongekend is in die geskiedenis van die mensdom. Dis asof ons lewe in die tyd van die rigters. Dis elkeen maak net soos hy goed dink in sy eie oë. Ons sien hoe die boosheid besig is om in die kerk in te sypel. Ons sien hoe ons kinders, hoe ons kleinkinders geraak word deur die boosheid van ons tyd. Ons middeljariges en selfs ons ou mense. Ons hoor hoe praat hulle, ons hoor wat doen hulle. En dikwels wonder ons, waar gaan alles eindig? En nou sê die Here, ek wil julle nie uit die wêreld wegneem nie. As die Here wou gehad het, ons moes gesterf het, die dag na ons redding het ons gesterf. Die feit dat ek en jy nog lewe is, omdat die Here nog 'n plan met ons het. Ons het 'n boodskap om nog te verkondig. En nou kom die Here en hy sê, Vader, ek bid dat u hulle sal bewaar van die bose, van die siele ou vyand wat poog as mensemoordenaar om ons lewens te verongeluk, dat ons 'n getuie sal wees. Onthou toe die Here Jesus op aarde was, het die duiwel nie geskroom om hom te versoek nie. Gaan lees Matteus 4. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword en die versoeker het aan hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. U kan sien in die hele vertelling dat die duiwel is subtiel, hy's arrogant, hy's 'n mensemoordenaar en hy poog om ons te verlei en weg te lei van God se aangesig. Jesus het hom elke keer teëgestaan met die gedagte, daar staan geskrywe. God se woord, vriende, wat in ons harte is juist die woord wat uitkom in tye van versoekings, sodat ons dit kan weerstaan en staande kan bly. Dis waarvoor die Here Jesus bid, dat ons nie deur sonde en versoekings oorval sal word en later 'n skandvlek op die naam van die Here is nie, maar dat ons staande sal bly te midde van die stryd. U sien, Jesus het geweet dat daar felle aanslag op sy kinders sal wees. Daarom bid hy ook in Lukas 22:31 en hy bid in besonder vir Simon Petrus en hy sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Die Here Jesus bid ook vir my en vir jou. As jy miskien vanmôre geval het, staan op. As jy miskien gesondig het, gaan vra vergifnis. Bly by die Here om jou te vergewe. Maak reg wat jy verkeerd gedoen het. Staan op en sê, Here, dis 'n nuwe dag met 'n nuwe geleentheid. U bid dat ek bewaar sal word van die bose. U bid, Here, dat ek staande sal bly teen die stryd van die ongeregtigheid wat aan ons kant toe kom en die boosheid wat ons probeer oorspoel. Help my, Here, om koers te hou en help om te bid vir my medebroers en susters, dat hulle bewaar sal word van die bose en dat ons staande sal bly. Ag vriende, ons het nie nodig om te val vir versoekings nie. Ons het nie nodig om te val vir die aanvalle van die Satan nie. Ons sondig dikwels omdat ons willens en wetens wil doen wat ons wil doen. Die versoeking kom, ja,
Maar dan besluit ons in ons harte, dis wat ek wil doen, en later wil ons die duiwel of iemand anders die skuld gee. Nee. Die Here Jesus bid, dat ons sy blydskap sal hê, maar dat ons ook bewaar sal word van die bose. Ons verloor sy blydskap wanneer ons toegee aan sonde. Die enigste manier om my blydskap terug te kry, bely jou sonde, gaan maak reg wat jy verkeerd gedoen het, staan op en sê, Here, ek wil wandel in u waarheid. Dankie dat u vir my bid, dat u my ewige hoëpriester is wat nou vir my intree, en bid dat ek u blydskap sal hê, en dat ek bewaar sal word van die bose. Mag die Here ons genade gee, vriende. Ons het die volle wapenrusting, Efesiërs 6, gaan lees dit. Jesus bid dat ons bewaar sal word van die bose. Hy sê in die Onse Vader gebed, lei hulle nie in die versoeking nie, maar verlos hulle van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, krag en heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Onthou net een ding, God sal ons nooit versoek om te sondig nie. Hy stuur soms toetse oor ons pad. Maar wanneer dit hier by hierdie punt kom, moet ek sondig of nie, is die vyand wat besig is om te werk. Daarom staan hom teë en weet dat die Here Jesus vir jou bid en vir jou die krag sal gee om meer as oorwinnaars in sy naam te wees. Mag hy ons genade gee, mag ons staande bly en eer bring aan hom, die koning van die konings. Mooi dag vir u verder, Tara.